Welkom by Ekerk Boodskap, die podcast. Ons is 'n geloofsfamilie wat mense oor alle grense met die Bybel wil inspireer en toerus op 'n eie tydse manier. Jesus is die hartklop van Ekerk. Die Bybel is die middelpunt van alles wat ons is en doen. Mag vandag se boodskap jou verhouding met die Here verdiep. Geniet die boodskap. Kom ons bid. Here, gee dat u woord vandag kragtig en sterk sal wees, soos wat u Gees dit wil hê, nie soos 'n mens nie. Praat met ons elkeen, laat ons die stem hoor en laat ons lewe uit die goedheid van die Here in Jesus se naam. Amen. Die soeklig val in hierdie Pinksterreeks op gebed, en ek het onlangs 'n boek daaroor geskryf. Dis nie ter sake nie, maar dit dien so bietjie as die onderbou, die geheime van effektiewe gebed. En toe ek die boek geskryf het dit my baie laat wonder. Want ek onthou in Pinkstertyd is die groot klem op gebed. En ek onthou altyd die verhaal wat ek ergens, vandat ek dit in die film raak gesien het dit eintlik in my siel ingebrand. Die bekende film in 2013, dalk het jy dit ook gesien, Gravity, waar Sandra Bullock die rol speel van Ryan Stone. Sy is 'n ruimte-ingenieur en dan raak haar ruimtetuig onklaar. En sy is besig om op die punt te wees om te sterf aan suurstofnood. En dan voer sy vir oulaas 'n denkbeeldige gesprek met 'n radioomroeper na wie sy altyd geluister het daar in die ruimtetuig. En dan sê sy vir die radioomroeper, sy weet haar dood het iewers op haar gewag. Maar dan sê sy, kan ek dit vir jou in Engels lees? But I'm going to die today. Daarom is sy bang. Dan sê sy die daaropvolgende woorde. Nobody will mourn for me. No one will pray for my soul. Will you mourn for me? Will you say a prayer for me? Or is it too late? I'd say one for myself. I've never prayed in my entire life. Nobody ever taught me how. Nobody ever taught me how. Dis verskriklik om sonder gebed op jou lippe te sterf, om sonder 'n gebed op jou lippe te leef. Nee, dit is verskriklik om sonder die kragvolle gebede van die Heilige Gees deur die lewe te gaan. Ons moet dringend leer bid. Ons moet anders leer bid, anders loop ons die krag en die werking van God in ons lewe mis. Die grootste kanonteks oor om reg te bid en om in die krag van die Heilige Gees te bid, kry ons in Lukas hoofstuk 11. Mag ek dit saam met jou lees uit ons Nuwe Testament vertaling. Jesus was iewers besig om te bid. Toe hy klaar gebid het, vra een van die disippels vir hom, Here, leer ons asseblief ook bid, soos Johannes sy disippels geleer het. Mooi, né? Asseblief, Here, leer ons bid. Nie leer ons beter getuies wees, leer ons meer gehoorsaam wees nie. Here, ons dringendste behoefte, leer ons asseblief bid. Jesus antwoord toe, wanneer jy bid, sê die volgende, Vader, mag mense met die grootste respek van u praat en u so eer. Mag u as koning oor almal en alles heers. Sorg asseblief vir ons met dit wat ons elke dag nodig het. Vergewe ons asseblief waar ons nie reg opgetree het nie, soos ons almal vergewe wat verkeerd teenoor ons optree. Hou ons asseblief ook veilig uit die hande van die bose. Die ons Vader, soos wat dit hier vertaal is. Here, leer ons bid. En dan sê Jesus verder in vers 9, luister na my, vra en daar sal vir julle gegee word. Soek en julle sal vind, klop en die deur sal vir julle oopgemaak word. Elkeen wat vra sal ontvang, elkeen wat soek sal vind en die deur sal vir hom wat klop oopgemaak word. Sê my, watter pa onder julle sal vir sy seun 'n slang gee as hy hom 'n vis vra? Of watter pa as sy seun 'n eier vra sal vir hom 'n skorpioen gee? Al is julle nie perfek nie en vol foute, weet julle dat julle goeie dinge vir julle kinders moet gee. Hoeveel te meer sal julle Vader in die hemel nie die Heilige Gees gee vir die wat hom daarom vra nie. Jesus sê, vra vir God om jou te leer bid. Vra vir God om die Heilige Gees.
beide gebede word beantwoord. As ons dit nie doen nie, is ons gebede so miwerig as wat kan kom. In hierdie boek oor gebed het ek sommer in die inleiding 'n stukkie geskrywe, wat eintlik maar ook 'n weerspieëling is van my eie gebede in 'n groot mate. Wanneer die soeklig val op ons persoonlike gebedslewe, is ons gewoonlik in die moeilikheid. Ons is flou gebid, ons is moeg gebid, ons is tradisievol gebid, ons is geloofloos gebid, ons is opgebid. Gedurig hoor ons moet meer bid. Ons hoor getuienisse van 'n paar supergelowiges wat steeds die hemele oopbid. Maar in ons kant van die draad is gebed eintlik net 'n getjommel. Ons bid hier en daar en deur, maar dit voel kragteloos. Ons kan identifiseer met 'n bekende persoon wat op 'n dag by die klaagmuur in Jerusalem gaan bid het, waar duisende Jode gereeld bid. Toe hulle vir hierdie celebrity na die tyd vra, hoe voel dit om by so 'n heilige plek te bid, toe sê hy, well, it was like talking to a wall. Dit was soos om met 'n muur te praat. Ons gebede is so sonder oomf, dat ons eie gedagtes blitsvinnig in die pad staan van wat ons bid. 5 minute na die tyd kan ons nie eens onthou wat ons gebid het, of vir God gevra het nie. Ons kry dit in die aande reg om onsself aan die slaap te bid. Ons gaan steeds deur al die regte bewegings, deur al die motions, soos die Engelse sou sê, maar ons harte word nie meer geroer nie. Ons is te gewoond aan gebed. Ons het dit getem. Ons het dit hanteerbaar gemaak. Ons het ons gebed in maklike gietvorms gegiet, soos ek met 'n klompie voorbeelde hier probeer vertel. Publieke gebede is ewe mankoliekig as ons gebede. Party gebede wat tydens funksies en etes aan die orde van die dag is so stereotyp dat die meeste mense dink die bidder moet tog nou net klaar kry. Ek onthou hoe 'n vriend vertel het van 'n dogtertjie by 'n ete, terwyl een oom gebid het, het sy kliphard gesê, "Pappa, die oom bid my hamburger koud." So as die ou tog net wil amen sê, die resitasie wil klaar kry. Maar tog het dit vir ons belangriker geword om plekke oop en toe te bid as dat ons dit reg doen. Skaars het iemand amen gesê by 'n troue of by 'n plek, of die seremoniemeester word 'n seremoniemonster dikwels. Of 30 sekondes nadat iemand amen gesê het, kan niemand meer onthou waaroor gebid word nie. Ons bid maar net, maar die krag van gebed, die diepte van gebed het ons verloor. So kom ons sê vir mekaar in hierdie Pinkstertyd, kom ons begin by gebed. Kom ons begin by gebed wat God se hart raak. En kom ons staan vandag by 'n paar gebedslesse stil, want ek wil nie saam met Sandra Bullock se karakter sê, nobody ever taught me how. Ons moet in die naam van die Here hier in Pinkstertyd mekaar oproep tot 'n hoër standaard. Ons moet vra, Jesus, leer ons bid. En dan is die heel eerste les, en ek wil graag stil staan by Psalm 65 vers 3. God hoor gebed. Les nommer 1. Les nommer 1. God hoor gebed. Hoor mooi, en ek dink die 83 vertaling het dit bietjie verkeerd gehad. Hulle het dit vertaal God verhoor gebed. Dis nie wat die psalmskrywer sê nie. Die boodskap vertaal dit in Psalm 65. U luister na elke gebed. Here, u luister na elke gebed. Dis 'n stap verder. Ons wil graag, ons praat baie keer oor gebedsverhorings, tipe ja sê op gebed. Psalm 65 vat dit 'n stappie verder. God hoor, God luister na elke gebed. Verhoor is die volgende fase, maar om te weet, geen gebed wat in Jesus se naam, soos wat Jesus sê in die Johannes Evangelie, nou vra ons in sy naam, en wat in opregtheid na God toe gaan, word nie gehoor nie. Ja, dit is so, ek dink ons moet vir mekaar daarom net dit sê, dat daar is 'n paar dinge wat in die pad staan van verhoring. Dit is Jesaja 59, wat dit op baie beeldryke wyse sê, God se oor is nie te swaar en sy hand is nie te kort nie. Dis beeldryke taal om sê, God is nie doof nie, en hy is nie passief nie, maar julle sondes het 'n muur gevorm tussen hom en ons, sê hy vir Jesaja. So dikwels bid mense sonder enige plan dat iets moet verander.
En ek vermoed dit gebeur met die meeste gebede. Kry tog net klaar, sê net amen. Sê net die standaard resitasie rympies wat ons ken. Wees met die, help daai, seën die kos, maak so, amen. Maar God sê, oppas om gewoonte raak aan my. Oppas om met sonde in jou lewe te speel en dan na my te luister. Daardie geweldige teks, Jesaja 58, wat my so bang maak, waar die Here met Israel praat oor hulle vasdae, waar God sê, ek is die enigste persoon wat nie opgedaag het by julle vasdae nie. O, julle buig julle nekke voor my, en julle is vroom, en julle buig, en julle roep my aan op vasdae. Maar ek is nie daar nie, want julle tree onregverdig op teen die dagloners. Julle verdruk ander mense. Julle klap hande as die wêreldleiers die Bybel aanhaal en as mense oral elke ding oop en toe bid. Maar weet julle wat? Soos wat Jesus ons leer in Matteus 7, uit dieselfde fontein kan daar nie vars en onrein brakwater, bitter water uitkom nie. En daarom sê God, as jou lewe nadat jy amen gesê het, nie korreleer met wat jy nou gebed vra nie, moenie bid nie. Moenie dink gebed is 'n tradisie nie. God is doof wanneer ons met hom 'n spel speel. Dis beter om nie te bid nie, as om te bid en dit nie te bedoel nie. Daarom, God hoor elke gebed, maar maak seker wanneer dit na verhoor toe gaan, die verhoring van gebed, kan Jesaja 59 waar wees, dat God is nie doof nie, hy hoor elke gebed, en hy is nie passief nie, hy sal doen, maar oppas laat jou sonde nie in die pad staan nie. 'n tweede briek op die pad van ware gebed, wat keer dat God van hoor na verhoor skuif van gebede, is klein geloof. Jakobus 1 sê dit 'n paar keer. Hy sê, as jy van God wysheid vra, moet jy glo. Iemand wat nie glo nie, sê Jakobus, soos 'n golf op die see, hier en daar. Hy sê, jy moet baie versigtig wees. Hy sê, in Jakobus 4 gaan hy nog verder, hy sê, julle het nie, omdat julle nie bid nie, en as julle bid, bid julle verkeerd, julle bid selfsugtig. So dis 'n derde hindernis op die pad van gebed. God hoor elke gebed, maar hy verhoor nie elke gebed nie. Wat is die rede? Sonde. Tweede rede, klein geloof. 'n derde rede, Jakobus 4, julle wil dit in julle eie sondige begeertes deurbring. Met respek. Baie mense sien God net as 'n verskaffer van religieuse dienste. God moet net vir my gee wat ek nodig het. Dan is hy 'n goeie God. En as hy dit nie doen nie, stel ek nie belang nie. God stel nie belang om sulke gebede te verhoor nie. Hy is nie in my diens nie. Hy is nie daar om op die klap van my vinger te spring nie. Hy is die Here. Hy hoor wanneer ek na hom toe kom in nederigheid en in diepe afwagting. So gebed is om te weet, God is die hoorder van elke gebed wat ek bid. En daarom stel ek myself reg in. Ek sorg dat daar nie sonde in my lewe is, en klein geloof en selfsug in my lewe is nie. Ek kom nederig. Dit is vanselfsprekend in die taal van Jakobus 4. Onderwerp julle aan die kragtige hand van God. Buig voor hom, kom nederig in sy teenwoordigheid. So heel eerste, God hoor. Heel eerste, en dan het ons gesien wat maak dat gebede skuif van hoor na verhoor. Heel nommer 2, die tweede heel groot les, en vir my een van die heel grootste lesse wat ek ooit oor gebed geleer het, en ek is jammer ek het dit nou eers my lewe geleer. Gebed gaan oor God. Ja, jy het reg gehoor. Gebed gaan oor God. Dit klink so vanselfsprekend, maar dit is nie. Vir meeste mense gaan gebed nie oor God nie. Dit gaan oor die krag van gebed. Wat is aan my kant van die draad die effek wat gebed het? Wat het ek gekry toe ek gebid het? Hoe het God my gebed verhoor? Jy sal hoor meeste mense wat sê hulle is klaar met God, sê hy het nie gegee wat ek wou hê nie. Keer op keer hoor ek dit by ongelowiges. So, what's in it for me? Ja, natuurlik hoor God, en natuurlik verhoor hy, dit was mos nou punt 1 van ons gesprek, maar kragtige gebed in die naam van die Here, is 'n gebed waar ek weet, alles gaan oor U. Die ons Vader, laat ek julle leer bid, ons Vader wat in die hemel is, kom ons vat die tradisionele een, laat U naam geheilig word, Matteus 6, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Gebed is om my lewe
met God te belyn. Gebed is om te weet, ook in Pinkstertyd, ek is op die allerheiligste terrein van die Here. Gebed is om met 'n diep ontzag te weet, ek is in God se spasie. Ek kom nederig, ek kom stil. Ek dink ek het al vertel. Ek onthou in die ou Romeinse keiserryk, as mense dikwels sekere van die keisers wou kom sien met 'n offisiële gesprek, dan was dit by baie keisers die gebruik, jy lê eintlik op jou aangesig, totdat die keiser met sy septer wys jy kan opstaan. En deesdae het ons so gebede, so getem geraak, ons bid somme net so. Dis amper as, dit voel vir my of ek in die hemel instorm, en God as te ware stil maak, en die engele stil maak, want ek gaan nou bid, hulle moet na my luister. Nee, gebed gaan oor God. In 'n krisis gaan dit oor God. Here, U moet verheerlik word in hierdie krisis. Wanneer ek langs 'n groen weiveld is, dit gaan oor God. Wanneer Jesus in Getsemane namens die hele wêreld bid, die grootste gebed ooit bid, Vader, nie my wil nie, maar U wil. Het gaan nie oor Jesus nie. It's all about you. God, dit gaan net oor U. Alle gebede. Toets jouself. Hoeveel van jou gebede gaan net oor God? Kan jy 'n gebed bid sonder om iets te vra? Dis die meetinstrument. Vader, dit gaan oor U. Laat U naam geheilig word. Laat U wil geskied in die hemel soos op aarde. Hoe lyk God se wil in die hemel? Gaan lees Openbaring 4 en 5. Dit is 'n plek waar daar lof en dank en aanbidding is. Lof ontplof in die hemel. Dit is hoe ware gebed is. Gebed gaan oor God. Heel eerste, weet ek, God hoor alle gebede. Maar om te skuif van hoor na verhoor, moet ek die sonde aan my kant van die draad aanspreek. Moet ek klein geloof in my kant van die draad aanspreek. Moet ek my selfsugtige behoeftes aanspreek. Moet ek nederig wees. Dan skuif dit van hoor na verhoor. Tweedens moet ek weet, alle gebede gaan oor God. Ek is hier om God te verheerlik, om God te aanbid, om God groot te maak. Ek is hier vir sy plesier. Hy is nie hier tot my diens nie, ek is hier om hom te dien, en die hoogste vorm en die suiwerste vorm is wanneer ek bid. En die derde aspek waar ek vandag by wil stilstaan, ware gebed is om te smag na die Gees se krag. Dit was Jesus wat in Handelinge 1 vir sy disippels nadat hy die dood uit opgestaan het, in die bekende woorde Handelinge 1, toe sy disippels vir hom gevra het na wat lê vir hulle voor in daai 40 dae wat Jesus na sy hemelvaart 'n paar keer aan hulle verskyn het. Dan lees ek Handelinge 1 vers 4. Op 'n keer het Jesus saam met sy disippels geëet. Toe beveel hy hulle, moenie uit Jerusalem pad gee nie. Wag daar totdat die belofte waar word wat my Vader aan julle gemaak het. Julle het hierdie belofte by my gehoor. Johannes het julle met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Dit sal oor 'n paar dae van nou af gebeur. Toe hulle keer saam was, het die apostels vir Jesus gevra, Here, het die tyd nou aangebreek dat die Israel gaan herstel? Gaan die hulle koninkryk en hulle grondgebied teruggee aan hulle? Maar Jesus het hulle geantwoord, julle hoef nie te weet hoe God se tye en geleenthede werk nie. Die Vader sal dit op sy eie maniere laat gebeur deur sy groot krag, maar julle sal krag ontvang as die Gees oor julle uitgestort word. Dan sal julle my getuies wees in Jerusalem en in die provinsies van Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. En terug na Lukas 11, waar die disippels vir Jesus gevra het, Here, leer ons bid. Onthou jy wat het Jesus toe vir hulle vertel? Hy sê, elkeen wat soek, vind, elkeen wat klop, vir hulle sal oopgemaak word. En dan vertel Jesus vir hulle van 'n pa, as sy seun vir hom 'n vis vra, sal hy nie vir hom 'n slang gee nie. En as hy hom 'n eier vra, sal hy nie 'n skorpioen gee nie. Dis 'n sinspeling op bose magte. God sal nie bose magte gee nie. En hoor nou, as julle dan weet wat sondig is, om goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal die Vader in die hemel nie die Heilige Gees gee aan die wat hom vra nie. Dis wat met Pinkster gebeur het. Die kerk, toe hulle hoor, toe Jesus hemel toe is, het in eendragtigheid gaan volhard. En Lukas 11 ernstig gevat en sê, Here, vul my met die Gees.
vul my met u Gees. Nee, ek wil nie krag hê om die wêreld te verander. Dit gaan nie oor krag nie, dit gaan oor die Gees. Die diepste honger in Pinkstertyd, in ware gebed, is om te weet, God is die hoorder van gebed, is om te weet, gebed gaan oor God, maar is derdens om te smag na die krag van die Gees. Dis Jesus wat in Johannes 7 vers 38 gesê het, die wat in my glo, soos die skrif sê, strome lewende water sal uit hulle binneste vloei. Dit het hy gesê vir die wat die Gees sou ontvang. Dit is Paulus wat vir Timoteus oproep in 2 Timoteus hoofstuk 1, daar in vers 6, wat hy hom herinner en sê, die Here het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Is Paulus wat in Efesiërs 5 vers 18 sê, moenie dronk word van wyn nie, dit is losbandig, laat toe dat die Gees julle vervul. Oor die diepste sug wat 'n Christen in hierdie dae moet hê, is die sug na die Heilige Gees, na die vervulling met die Heilige Gees, na die vol word met die Heilige Gees, na die leeg word van myself. God het sy Gees uitgegiet en hy kom so strome lewende water in ons lewe. God het sy Gees uitgegiet en hy brand soos 'n vuur uit die hemel. God het sy Gees uitgegiet en dit is soos die wind wat waai. Was dit nie Jesus wat in Johannes 20 daar vanaf vers 19 tot 24 toe hy in die bovertrek ingestap het, op sy kerk geblaas het nie, die Gees se krag in ons ingeblaas het nie? Verlang jy nie na die Gees se teenwoordigheid nie? Is dit nie in hierdie tyd die tyd dat jy jou oopstel deur gebed en sê, o Here, ek wag op u. Ek wag op die vervulling van die woord. Ek wag op u kragtige aanwesigheid in my lewe. U Gees is reeds uitgestort. Ja, u Gees is reeds by my. Maar Here, soos wat u vir soos Paulus vir Timoteus sê, ons moet die Gees aanblaas, soos wat mens die vuur met 'n blaasbalk aanblaas. Blaas die vuur in my lewe aan. Want my hart is koud. My lewe is dood. Ek weet nie hoe om te bid nie. En nou leer ek oor gebed. 1. God is die hoorder van gebed. Nou leer ek kan, as ek bid, al my aandag op die Here fokus. Nou leer ek moet net vir God vra, en hy sal sy Gees uitstort. So sê Jesus in Lukas 11. God is goed. Hy sal nie vir ons slegte dinge gee nie. En die belangrikste wat ek van hom kan vra in Lukas 11, is sy Gees. En is dit nie die hoofrede hoekom ons hier saam is nie? Ons het begin om vir mekaar te sê, dit was die karakter daar in die film Gravity wat gesê het, niemand het my ooit leer bid nie, niemand nie. Nou kom Jesus en sê, ek het jou leer bid. So moet jy bid, die ons Vader. God is die hoorder van gebed, weer 2, gebed gaan oor God, en derdens, vra God om my Gees, en hy sal dit vir jou gee. Jy kan nie doodgaan, as jy nie hierdie gebede waargemaak het nie. Kom ons bid dit nou, kom ons bid dit in die naam van die Here. Here Jesus, u leer my bid, u leer my gebed gaan oor God. Dankie Here dat u hoor en verhoor. Ek kom in die naam van Jesus gelowig en ek vra, vul my lewe met u Heilige Gees. Laat die Gees weer soos 'n vuur in my brand, soos water deur my vloei en soos wind deur my waai wat lewe gee. Hier is ek, Here, vervul my opnuut in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. Mag jy die boodskap elke dag saam met jou dra en weet dat die Here naby is en jou liefhet. Tot volgende keer. E-Kerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.